Ons bid voor ons die Bybel lees. Nie omdat ons dit nie net kan lees nie, maar om ons koppe daar te kry. Om ons koppe daar te kry. Ek het afgesit. Sodat ons net weet, ons stel ons nou oop vir die Here. En ons stel ons oop vir die werking van die Heilige Gees, wat deur die woord met ons elkeen ook iets wil gee. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U woord sal open op U manier. Dankie dat ons saam met die kerk van al die eeue in hierdie tyd ook kan saam wees in die pad van lydenstyd. Dat ons die tekste kan gebruik waardeur U skrif jaar na jaar ons herinner aan hierdie kosbare oomblikke wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U U lewe vir ons gegee het. Dankie vir alles wat U deurgegaan het, sodat ons nooit alleen is in wat ons ook al beleef nie. Dankie dat U dan ook nou hier is deur die Heilige Gees. En ons help met hierdie herinneringe. En ons wil bid dat U vir elkeen vir ons iets sal gee wat ons kan saamneem, saamdra. Iets wat ons kan bemoedig, iets wat ons kan hoop gee. Tot die eer van U heilige naam. Sodat die wêreld kan weet, Jesus Christus is die Here. Amen. Vriende, ek het as tema gekies die tema, soos ek ook genoem het in die gebed. Ons is in die kerklike jaar, so daar is sekere tekste wat ons in 'n loopsiklus van 3 jaar deur die Bybel gaan, om dan die momente van die liturgiese jaar, die jaar waarin ons onthou van die gebeure van Jesus, van God, van gemeentewees, koninkrykstyd en al dies meer Kerstyd, wat ons dit herdink en saam met mekaar dan weer deurloop. So vandag se tema gaan juis ook oor die gedeelte wat ons in voorgeskryf is as een van die 4 tekste wat gelees word in so 'n tyd, en ek wil graag dan stilstaan nou by die bepaalde gedeelte, maar die tema het ek gekies as nuwe hoop in jou woestyn. Nuwe hoop in jou woestyn. Ek weet nie wie van jy het onlangs al beleef en gehoor iemand sê, nee, dit sal nooit gebeur nie, en dan gebeur dit. Of iemand sal sê, nee, my tyd nie, en dan gebeur dit in jou tyd. So ons het almal, dink ek, ergens al een of ander van daardie vorm van gewaarwordings gehad. Ek gaan gou, en ek het gevra dat, ek het net so 'n tabelletjie probeer opstel, om net te wys, waar het mense in die geskiedenis gesê, dit gaan nooit gebeur nie, en toe raak dit wel die werklikheid. Kom ons kyk na tegnologie. Ek het so 'n prentjie met 4 van die goed daar. Ek weet nie of jy daar kan lees nie, maar in elk geval, by tegnologie, die hele kwessie van lugreise, in 1895 het Lord Kelvin gesê, heavier than air flying machines are impossible. En vandag vlieg daar meer as 45.000 vlugte per dag oor die wêreld. Weet jy of jy ook al die prentjies op die internet oral gesien het, van hoe lyk dit als in 'n gegeewe oomblik in die wêreld met die vlugte nie? Onmoontlik, maar dit het toe moontlik geraak. Slimfone, wat ons deesdae het, ons noem dit maar slimfone, oor hulle allerhande goed kan doen, wat ons daai tyd lank moeë gevat het. In 1977 het Olsen gesê, there is no reason anyone would want a computer in their home. En nou het ons dit binne in ons sakke en handsakke. Dis nie net eers in ons huisie. Maar ek wil op daai stadium eens gedink, dit gaan nie gebeur nie. Dit sal nooit gebeur nie. Die internet, 1995 is gesê, no online database will replace your daily newspaper. En ons is sommer vir jaar beleef hoe verdwyn die goed. En ek het nooit besef hoeveel gebruike ons vir koerante tot die goed nie meer daar is nie. Want yesterday, nou die dag help ons iemand so klein bietjie trek, en nou wil jy goed toevou, en is dit nou 'n sukkel om papier in die hande te kry om te trek? Ek wil net om iets toe te vou in dit. So eenvoudig soos dit. Ek kry julle ouens wat papegaaie en goeters het, jammer, want ek weet nie wat julle nou onder in die hokke sit nie. En die meeste nuus word nou uiteindelik aanlyn gekry, oombliklik. Kunsmatige intelligensie in 1973 is gesê, deur die Lighthill Report, in no part of the field have the discoveries made so far produced the major impact.
En nou word 56% van gebruik deur werknemers alreeds in 2025 deur dit gedoen en word mense selfs verplaas daardeur. En filters kyk deur al jou goeders en die van julle wat lanklaas belasting betaal het, die belastingbegaarder het ook ontdek hoe nuttig hierdie ding is om mense so goed deur te gaan en te kyk, is daar afwykings in die logaritmes. So net om, dis 'n paar voorbeelde wat ons direk raak, dat 'n mens dink, daar's tye wat jy dink, so iets gaan nooit gebeur nie, en dan gebeur dit op jou end, want dit wat vaar moontlikheid was, het nou werklikheid geword. En ek het net vir myself gedink, terwyl ek die gedeelte getik het, as ons as mense met die wetenskaplike ontwikkeling en die groei van die goed, al sulke goedes beleef en sien gebeur wat onmoontlik gelyk het, hoeveel te meer kan mense dit sien gebeur met God se hulp nie? Want vir my is wetenskap en tegnologie die wonders wat my geloof help versterk, omdat God mense bystaan om meer moontlikhede raak te sien, meer potensiaal in te gryp en net ontwikkeling te kan doen. Ek glo dat wetenskaplikes hulle insig van God kry. Jy kan maar op 'n ander manier glo as jy wil, maar so right. Maar ek glo dat wetenskaplikes juis hulle insig van God kry en dat God hulle help om die sogenaamde onmoontlike dan te ontsluit. En daardie persoon kan met reg dink dis uit my of haar eie vermoë. Maar as jy die lewende God regtig beleef en jy besef, dis eintlik God agter die skerms. Iemand het eendag gesê, it's just God incognito. God verberg homself agter die skerms om vir ons hierdie moontlikhede te gee. Die bekende Einstein, julle onthou hy met die woeste hare, hy het op 'n stadium in ons moderne wetenskap, het hy ons baie van die denke beïnvloed met daai, as ek reg onthou, E is gelyk aan MC² en wat daarop volg, en hy het gesê, science without religion is lame, religion without science is blind. Dink net vir 'n oomblik, dat, ek onthou een van die ouens het gesê, dat hy eenvoudig net in sy droom, in sy gedagte, in sy verbeelding, op 'n liggolf gery. En dis toe die hele ligteorie en kwantumteorie en die goed verander het. En dit is als moontlikhede wat gebeur. So ons het die wetenskap moontlikhede gekry van dinge wat gebeur, wat van tevore as onwerklik beskou is. En ek wil die lyn deurtrek, dat as dit in die wetenskapveld gebeur, hoeveel te meer nie, kan dit in ons geloofsveld gebeur nie. Want baie van die goed wat in wetenskap ontdek het, is omdat iemand geglo het, daar is so 'n moontlikheid. En dan probeer het om dit te bewys, en werklikheid geraak het. So daarom is ons tema vandag, nuwe hoop in jou woestyn. In jou woestyn. Kom ons lees saam Jesaja 43, die teksgedeelte vir hierdie leesroostertyd. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hier moet julle 'n gedagte onthou, die ontsnapping van Israel uit Egipte wat deur die Rooi See gegaan het en hoe al daai soldate, hoe die see agter hulle toegegaan het en al daardie mense dood is. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lamp het uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, sê God, ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Nou ons is in lydenstyd, soos julle nou bewus is ons besig om die pad te loop, op pad na Goeie Vrydag, en ek het 'n fout gemaak, is die volgende naweek wat Athene sê, ons vlieg die Goeie Vrydag, ek klik dit nou, so dankie. Maar dan ook Paasondag, as die opstanding uit die dood. Maar lydenstyd op 'n besondere manier, het tog ook 'n effek om te dink aan die eie lydenstye wat 'n mens in jou eie lewe beleef. Tye wat 'n mens graag woestyne wil noem. Mense, ek het nou onlangs van Windhoek af teruggevlieg en ek sit aan die linkerkant van die vliegtuig soos ons teruggaan. As jy die klein potlootvliegtuig is wat 2 sitplekke regs sit, een links, so sit ek nou op die een links daarso. En ek wil net gou 'n prentjie vir julle wys.
Nou jy kan dit nie so lekker daar sien noodwendig nie, maar al wat ek daar sien is woestyn. Niks wat leef daar op die hoog af nie. En ek moet eerlik wees, ek is nie so mal oor woestyn nie, want ek dink, wie van julle het geleef in die tyd van Jammie Uys se fliek, en ek dink die fliek se naam was Dirkie. Oh, yes. Daar was in elk geval net een fliek per week of so iets, so ons het almal bygewoon. Maar onthou julle, al wat ek uit die hele fliek het onthou is dat die ouetjie moes oorleef langs 'n vliegtuigie wat geval het. Ek onthou niks verder, ek het gegoogel nie, maar ek onthou daar was 'n skorpioen ook ergens in die storie en als. Ek dink dit het my 'n knou gegee vir woestyne vir die res van my lewe. So met die gevolg, al wat ek toe sien is die Namib-woestyn, terwyl ons het terugvan. Maar die gaan het ek nou aan die see se kant gesit, so het ek nou meer van die oseaan ook gesien. Maar die Namib-woestyn is 160.000 kilometer en is een van die kleiner woestyne in die wêreld, maar wat dit meer bekend maak is, dis bekend as die oudste woestyn in die wêreld. Ek het nie geweet nie, maar ek het dit nou gesien. Met droë toestande wat tot 80 miljoen jaar teruggaan. Nou net die interessante, mens dink altyd aan 'n woestyn as 'n warm plek, maar hulle praat ook van yskoue woestyne. Die Antarktika is 'n yskoue woestyn met 'n oppervlakte van 14 miljoen vierkante kilometer. Ek bedoel, dis massive. En dan ander woestyne. Die grootste warm woestyn sal julle ook uit skool daar uit onthou en aardrykskunde wat ons almal dalk moes hê, is die Sahara wat ongeveer 9.2 vierkante kilometer miljoen is. So wat is my punt met woestyne? Woestyne is gevaarlike plekke. Dis plekke waar droogte is, waar gebrokenheid is. Daar's plekke wat onseker is. Daar's plek waar mens van jou totaal kan vergeet. En jy's op jou eie, of jy kan op jou eie wees. En hoekom as jy die beeld gebruik is, omdat dit so maklik in 'n mens se eie lewe kan gebeur, dat jy tussen mense kan wees, en absoluut in jou binneste kan voel, ek is nou in 'n woestyn, ek is vasgevang, ek het nie uitkoms hier nie, ek is bedreig, ek het nie hoop nie. Maar ek wil nie vandag eintlik praat oor woestyne nie, ek wil eintlik praat oor hoop, want ek voel, God is die een wat hoop gee, selfs in 'n woestyn. En dis wat ons Bybelgedeelte vir ons sê. So kom ons vat net as 'n eerste punt om te sê, God is die skepper van die onmoontlike. God is die skepper van die onmoontlike. Net soos ek aan die begin gewys het, daai goed wat die ouens gesê het, dis onmoontlik, dit gaan nooit gebeur nie. God is nog meer tot dinge in staat. Vers 16 en 17. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans se perde laat optrek het, 'n leer op volle versterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lamp het uitgedoof. Nou die Israeliete het gedink toe hierdie mense met hulle strydwaans kon. Onthou die Israeliete is per voet en al dis meer wat hulle goed moes saamvat. Het hulle gedink hulle is op pad om doodgemaak te word. En dan kom hierdie vorm van redding waar die Here die Rooi See oopmaak op 'n manier en dan weer toemaak sodat hulle vyande verdelg word. So hy is nie net die almagtige nie, hy is die skepper van nuwe moontlikhede, soos lewe uit die dood. Julle sal onthou vir Lazarus wat uit die dood het opgewek is, na 3 dae in die graf. Ek kry altyd die gevoel as ek so dink aan die 3 dae in die graf, asof Jesus net vir die mense wil help, om seker te wees, hierdie ou is genuine dood. En dan laat hy hom uitkom. In lydenstyd dink ons aan Jesus se woestyn en kruis, maar ons dink juis ook aan die opstanding, aan die onmoontlike wat kan gebeur, dat Jesus uit die dood uit kan opstaan. Nou, as 'n mens nou lees van hierdie onmoontlike, ek het 1 jaar het ons dit beleef toe ons in Israel in reën ry, wat nogal skaars is, jy kry dit altyd in daardie deel van die woestynwêreld waar ons was, daar naby die Dooie See nie. Maar ons kom toe van 'n ander hoek af in, en Masada is 'n vesting, ek gaan nou 'n hele storie vertel, daar was so 'n reeks op destyds op televisie gewees, oor Masada, oor die klomp mense wat hulle verset het teen Herodes en al dies meer, en op die plek, Herodes se eie plek oorgeneem het, en hulle self te beskerm het. En wat gebeur het by Masada is, ons neem altyd die mense soontoe om net te wys, waartoe is mense in staat? Maar wat gebeur is, die dag kon ons nie vir Masada sien nie. Die interessante van die woestynwêreld daar rond is, hy reën ergens in die woestyn, maar dan verdwyn hy water direk daar in die grond.
en hy kom op 'n ander plek uit. Wat in ons geval gebeur het by die, en dit was nog 'n nuwe pad wat hulle Masada toe gemaak het, al langs die dooie see langs, daardie water toe skielik onder die grond uitgekom, 'n nuwe rivier geskep, die hele pad weggevat wat daarna toe gaan. So ons kan die Masada besoek daardie jaar nie. En dit het vir my eerste maal laat verstaan hoe die Here in 'n woestyn 'n nuwe rivier kan skep. Reën op een plek, 'n rivier op 'n ander plek. Maar daar's moontlikhede wat gebeur. So ons het met ons eie oë gesien hoe 'n woestyn in 'n rivier kan verander. En volgens ons teksvers is God juis die skepper van hierdie onmoontlike, ook in my en jou lewe. Geen aardige situasie is te groot vir God nie, want God skep paaie in die woestyn, sê ons teks vir ons. Hy skep riviere waar daar van tevore droogte was. Punt is, moenie nou al moed verloor nie. Tweede gedagte, God doen iets nuuts. Die wonderlike van die God vir wie ons aanbid, is dat ons nie net maar die gewone te wagte moet wees. Vers 18-19 sê, moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Jy sien, as jy daai dinge dink, dan beperk jy God, asof God net tot daai goed in staat is. Intussen is God tot baie meer, en baie meer onmoontlikhede, vir ons onmoontlikhede in staat. Kyk, ek gaan iets nuuts doen, staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die punt is, moenie vasval in wat was nie. Dis verby. Dis deel van jou storie of 'n storie, maar dis verby. God is besig om nuwe lewe te bring en dit beteken 'n mens moet vorentoe kyk. Jy moet anders kyk. Jy het 'n nuwe identiteit wat gevorm is van die oue, maar met die oog op die nuwe. En ons dilemma is ons lewe is dat ons so lank vashou aan wat was en eintlik nie meer daar is nie, en dan hinker ons om weer na daardie tyd toe terug te gaan. En dit kan nie weer gebeur nie. Ek het nou die dag vir iemand my troufoto gewys. Ek het hom nie saamgebring nie. Daar's 'n manier wat ek weer so sal lyk nie. So mense moet aanbeweeg. Ek ken myself nou soos ek nou lyk. Daar was selfs 'n tyd in my lewe, as studentejare het ek so handelbaar snor gehad, en toe sien my vrou my vir die eerste maal in haar lewe, met basiese opleiding word alsmos afgeskeer. Min of meer. Ek weet nie waar haarkappers in die army daai tyd hulle opleiding gekry het nie. Hulle het waarskynlik net 'n pot op jou kop gesit en dan net die res rondom afgeskeer en dan so. Die punt van die saak is, jy's in 'n nuwe fase. Maar jy gaan nie jou ou los as jy nie die nuwe identiteit aanvaar nie. En daarvoor kan God jou help om iets nuuts te doen. En ja, dit vra 'n klomp aanvaarding van goed. Dit vra dat 'n mens nie vashak aan verbittering nie. Dit vra dat 'n mens nie vashak aan besittings of aan selfs aan vriendskappe waarvan die seisoen net aanbeweeg het nie. Jy sê kwaai vriende met iemand nie, maar die seisoen het aanbeweeg. En ja, as julle by mekaar kom, gaan jy weer lekker koffie drink als. Maar moenie nou, dalk nou nie. Dis soos iemand wat moet oppak en trek. Wie van julle het in die afgelope 5 jaar getrek? Het julle als uitgepak? Self. Daar's niks verkeerd met sentiment nie. Maar as dit verhinder dat jy die nuwe beleef, dan het dit 'n probleem. Party mense hoop natuurlik hulle gaan dood voor hulle dit moet uitsorteer dat hulle kinders die probleem het. Want kinders het minder sentiment aan die goed as wat jy het. As niks verkeerd met sentiment nie. Maar daar's 'n fyn balans tussen sentiment en stagnasie. Ou kan later so stagneer op daai punt dat jy nie gereed is vir die nuwe wat moet gebeur nie.
Stagnasie wys op 'n gebrek aan groei, aan beweging, aan emosionele vloei. En ons lees dat God nie net 'n pad in die woestyn gee nie, maar juis ook riviere. En dis 'n beklemtoning om te sê, dit gaan nie net oor oorlewing nie, dit gaan oor oorvloed. Hoe raak dit ons persoonlike lewe? Miskien is jou lewe nou dor, miskien voel jou seisoen soos 'n woestyn, maar God is nog nie klaar nie. En net soos ons in die lydenstyd in die kerkjaar probeer voorberei vir Paastyd wat nuwe lewe bring na die kruis, is God besig om jou voor te berei vir die nuwe tyd en vir jou nuwe identiteit. Raak net oop daarvoor, met God se hulp. Ek sluit af met die laaste gedagte, of voor dit. God wil jou vandag herinner, jou woestyn is nie meer sentiment of stagnasie nie, maar skepping, want dis die potensiaal vir 'n vars begin en vir nuwe moontlikhede. Want die opstanding is aan die gebeur. Die wederkoms is ook aan die gebeur. Laaste gedagte dan. Jou woestyn kan 'n plek van lof word. Vers 21 sê God, dit is die volk wat ek vir my geskep het, wat my lof sal verkondig. So die woestyn is nie die einde nie, dis die begin. Vers 20 dui aan van wilde diere, en dit waarskynlik dui op die mees onwaarskynlike aanbidders wat ook God se lof, God se nuwe vorming, God se nuwe skepping sal beklemtoon. Want dis die begin van die nuwe tyd. Dis die aankondiging van 'n nuwe lewenshouding. Dis 'n proses waarin jy gevorm word om God se goedheid te kan prys en met ander mense te deel en te sê God is waarlik goed. Israel was in ballingskap geweest, maar God het hulle juis uit die ballingskap uit bevry. Hulle was in 'n woestyn geweest, maar God het hulle deur die woestyn heen geneem om vir hulle nuwe hoop, nuwe lewe in 'n ander land te gee. En Jesus het die woestyn en die kruis beleef, maar ook het die verlossing beleef vir mense en vir homself deur uit die dood uit op te staan en tot 'n nuwe lewe gewek te word. En dit is alles bewys van God se liefde vir ons almal. So jou woestyntyd is nie verniet nie. Dis 'n tyd wat God gebruik om nuut te skep, sodat jy kan uitstap daaruit met 'n lied. Ek wil amper sê, uitdraf daaruit met 'n lied. Want wanneer God vir jou dit gee, dan begin jy die lied al sing, al kan jy nog nie uit jou woestyn kom nie. Jy begin al sing. Jy onthou Habakuk? Al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel. Nogtans sal ek jubel. So Lydenstyd 2025 herinner ons weer, dit gaan nie net oor lyding nie, maar dit gaan oor God se nuwe skepping, die vreugde van opstanding. Dis daardie vreugde wat maak dat ons elke slag op 'n Sondag as die opstandingsdag by mekaar kom en ons dit elke week kan doen en ons dit elke dag kan doen in gebed en skriflesing met die Here. So ons kan nou al reeds die Paasondag begin beleef en saam sing, Jesus leef. Hoe maak ons nou? Hierdie waarhede is nie net vir die Bybelse tyd geskryf, is ook vir ons hier en nou. Die positiewe sielkunde dui aan dat hoop en veerkragtigheid, resilience, groei juis wanneer ons betekenis vind in ons swaar kry. Wanneer ons daaraan betekenis gee en sê, dis hoe God daarmee werk met die oog op die nuwe. En dat ons fokus op nuwe moontlikhede wat eerder vir ons groei bring, as wat ons fokus op beperkinge. Martin Seligman, die sogenaamde vader van positiewe sielkunde, skryf in 2011, hoop is nie net 'n emosie nie, maar 'n manier om die toekoms te benader wat ons in staat stel om paaie te sien waar ander net mure sien. Ek gaan dit weer lees. Hoop is nie net 'n emosie nie, maar 'n manier om die toekoms te benader wat ons in staat stel om paaie te sien waar ander net mure sien. So God se paaie en God se riviere is 'n belofte en 'n werklikheid. Die woestyn is nie die einde nie. Dis die plek waar God nuwe hoop bring en selfs die wetenskap saamstem. Nuwe hoop kan blom in die woestyn totdat dinge anders is. So, vertrou vir God as die skepper van die onmoontlike. Kyk uit vir die nuwe wat God reeds besig is om te doen. Al is dit hoe klein bewegings wat daar is.
en begin God reeds loof, al is jy nou al in 'n woestyn. Want daar is nuwe hoop in jou woestyn. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U paaie oopmaak, dat U in dorre wêreld nuwe seisoene kan skep, nuwe lewe skep. Dankie dat ons al reeds vir U kan loof met nuwe oë. En dat as ons self dit kan sing nie, ons 'n CD of 'n video of 'n wat ook al op ons selfone 'n lied kan kry wat U lof verkondig, sodat ons dit kan aanhou speel totdat ons naderhand saam sing, sodat ons oë net op U gefestig kan bly. Dankie dat U in lief en leed saam met ons is. Dankie dat U die God is wat nuwe hoop in ons woestyn bring. Amen.